As jy jou Bybel by jou het, sal ek dit waardeer as jy oopmaak by Handelinge hoofstuk 17. Handelinge hoofstuk 17 van vers 22 af. As jy jou Bybel op jou foon het, maak hom daar oop. En as jy nie 'n Bybel het nie, dan luister jy lekker saam as ons die teks lees. Handelinge 17. Julle weet, ons weet, Handelinge is die storie van die kerk, die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is die storie van Jesus. Handelinge is die storie van die kerk. Die begin van Handelinge, volgende week het ons Pinkster bidure, Hemelvaart, donderdagmiddag, donderdag aand, Pinkster bidure en Pinksterfees. Dis die fees waar die kerk amptelik, wil ek amper sê, geopen is, deurdat die Heilige Gees op almal gekom het. Handelinge 17, kom ons bid vir 'n oomblik. Here, ons waag dit nie om in die woord in te delf, sonder om vir 'n oomblik net te fokus op die feit dat ons hierdie informasie, hierdie inspirasie, hierdie operasie, hierdie behandeling, hierdie versorging, hierdie snoei, nodig het nie. En ons onderwerp onsself aan die woord, ek heel eerste. En ons bid dat die woord lewendig en kragtig sal wees. Here, en dat my woorde nie 'n hindernis sal wees, maar dat elkeen van ons u stem in ons hart helder en duidelik sal hoor, op dit wat presies op ons van toepassing is. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dis nogal 'n lekker ingewikkelde teks, die teks van vanoggend. Of daar's heel wat goed wat lekker is om te deel met mense, maar nou het julle almal nie tyd tot 2 uur nie, want julle wil seker dan vir ma hier op Moedersdag daarom ook ietsie gaan gee by die huis, of dalk in die dorp, wat sy nou nie 'n skottelgoed het nodig om te was. So ek het gesukkel om soort van 'n lekker greep te kry. En op die ouende is dit my greep. Hou rekening met God. Hou rekening met God. En dit kom van die gedagte dat ek is 'n verskriklike swak administrateur van my eie persoonlike administrasie. Op 'n stadium, toe ek nou net geskuif het van Port Elizabeth af in Pretoria en ek werk myself in 'n koma, was ek so 'n paar jaar agter met my belasting en ek het my dood bekommer daaroor, maar as ek begin sit het om fakture en goed te vat, dan gee ek moed op en dan sê ek vir die Here, laat hierdie beker by my verbygaan en dan gaan dit by my verby. En op 'n stadium toe besef ek gaan iets moet doen en toe kry ek 'n belastingman. Wonderlike ding is 'n belastingman of 'n vrou. Ek het nou 'n belastingvrou. Ek het gedink as mens 'n groot mens is, moet jy dit self doen. Ek weet ek kan nie. Ek sê goed genoeg daarmee nie. Dan gaan ek aan my belastingman toe sê ek hoorie, ek is so skuldig. As ek tronk toe moet gaan, sal ek gaan. Dis sê nee, dominee, ontspan, dis nie so erg nie ons. En dis wonderlike ding. Maar hierdie tyd van die jaar, wanneer ons begin kyk na ons jaar se finansies en inkomste en uitgawes, dan stel ek dit so lank as moontlik uit. Want ek is iemand wat swak rekening hou. Ek selfs met 'n vriend van my in die dorp, hulle is besig om te beplan vir 'n rit na die buiteland, na Mosambiek toe en hy sê, my vrou kan niks van hierdie goed doen nie. Sy kan niks doen nie. Haar motorlisensie is agter en nou moet sy op 'n donderdag vir ons op 'n dinsdag oorsee gaan of uit die land uit gaan, met sy nou haar motorlisensie gaan hernie en ek weet nie of sy dit, en hy is heel opgewonde. En ek voel so skaam, want dis maar ek sê, jy moet onthou, sy is 'n kunstenaar. En kunstenaars is geneig om bietjie van die detail te vergeet. So ek weet nie of my worsteling iets sin maak by jou, om as jy met uitgawes in mekaar kry, om te dink, waar het ek die strokies in die asbak van die motor, ek sit dit altyd op sulke mooi plekke en dan kan ek nie onthou waar ek het gesit het nie. Hou rekening met die Here. Ek sukkel om rekening te hou met myself. Ek wonder hoe doen mense dit wat elke dag al hulle goedjies agter mekaar het. As jy so iemand in die kerk is, we are humble in your presence. Maar dis op 'n manier wat die teks mee na ons toe kom.
'n baie interessante teks. Paulus is in Athene, as jy nou na die teks kyk. Hy's in Athene en hy wag vir Silas en Timoteus om van Berea af in die noorde van Griekeland by hom aan te sluit. En in Berea het hulle groot moeilikheid gehad. Hulle moes hardloop vir hulle lewe. So Paulus en Silas en Timoteus is nog op pad na die opstand. En Athene was New York van die antieke tyd. Dit was 'n wêreldstad, krioelende mensdom, verskillende tipes mense van oral oor die wêreld. En die Atheners, die mense wat in Athene gebly het, vir hulle was dit die wonderlikste filosofie en praat en debatteer was vir hulle die wonderlikste ding. Mense het 'n lewe daarvan gemaak om 'n seepkus uit te sit of 'n stalletjie en op die stadsplein te gaan staan en net te praat. En dat mense daar kom staan en luister, was vir hulle geweldig wonderlik. Die Atheners was mense vir wie die filosofie en die denke verskriklik belangrik was. En Paulus was in Athene en hy het eers begin by die sinagoge, in hierdie boodskap by die sinagoge vir die Jode gegee, mense wat veronderstel is om te weet dat Jesus kom, en vir hulle gesê, Jesus het gekom. Hy het by die sinagoge gepraat, ook op die stadsplein gaan praat. Die van julle wat al in Athene was, aan die onderpunt van die Parthenon en van die Areopagus, wat ons nou nog gaan kyk, was die stadsplein, goed ingerig. Jy het daar vir jou seepkus opgesit en daar gepraat, en Paulus het daar gaan praat. En waar ons hom nou kry in die teks, is hy by die Areopagus, in Engels Mars Hill. Nou, as jy reeds in Athene was, sal jy dit nou herken, ek was nog nie daar nie, so dit was my fascinerend. Hierdie is so granietkoppie, net so entjie van waar die Parthenon is, waar die groot wonderlike geboue is van Athene. En op hierdie koppie is gefilosofeer en gedebatteer en belangrike regsaake is hanteer en die mense wat nou die diknekke was in Athene, as dit kom by regspraak en filosofie, dit was hulle wat daar uitgang. Dit was die ouens wat ek het in die afgelope week na 'n hofsaak, ek weet nie watter hofsaak eers nie, het ek gekyk hoe 'n advokaat sy saak aanpak by die konstitusionele hof, maar my mond het oopgang. Ek het vir myself gesê, ek wens ek kan so mooi praat soos die man. En hy praat nog feite ook. Tog, dit was hierdie mense. Nou hier is die tipe van 'n voorstelling, dankie Piet, van min of meer hoe die Areopagus gelyk het. Min of meer 'n oop area met sitplek, van daai trappies is nog sigbaar in die graniet, as jy in Athene kom. En dan het jy daar opgestaan en jy het jou woord gedoen. En ons skryf vir Paulus hier in die Areopagus, in die middel, waar hy hierdie gesprek wat ons nou gaan lees, gaan voer met die heavies, die belangrike intellektuele mense van Athene. En onthou, Paulus is deur die Here gekies en gestuur om die evangelie aan die heidene te verkondig, né? Hy het met die Jode ook gepraat, maar hy was die apostel aan die heidene. En hier is hy te midde van al hierdie kennis en al hierdie wysheid en al hierdie filosofie, en die manne kan vir Plato aanhaal, hulle kan vir Aristoteles aanhaal, hulle is dik van die kennis. Staan Paulus op in Handelinge 17 vers 22. Vers 21 miskien net bylees. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Daar's nou 'n goeie algemene woord oor Athene. Dis 'n ou klomp slim braggarts, weet jy so wil stel. Nou kom ek sit net gou vir die teks op die bord. Die teks het so tipe van 'n kersboom struktuur. Hierdie is die langste praatjie van Paulus, sy langste toespraak in Handelinge. En hy is uitstekend gestruktureer volgens die reëls van die tyd waarin hulle geleef het. So jy sal sien, daar's groen, daar's blou en daar's rooi. Groen is inleiding in slot, waar dit gaan oor onkunde en die tyd van onkunde is verby. Dan die 2 B's is aanbidding, ware aanbidding, valse aanbidding, en dan die punt wat hy maak, verhouding tussen God en mens.
is in die middel van die teks. Hy is so gestruktureer. A, B, C, B, A. So 'n bietjie soos 'n Kersfeesboom. So kom ons werk saam deur die teks. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan. Gaan net so 'n bietjie terug na daai vorige prentjie toe. Daar sê, ek kan so min of meer 'n idee kry. Lewende bene, dink ek, as dit ek was. Dankie Piet. En gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Soos enige goeie spreker, begin met 'n kompliment. As ons 'n nuwe dominee kry wat jy kom praat in Clarence, het hulle altyd 'n storie van, dis vir my wonderlik om hier in Clarence te kom, ek kan sien julle is wonderlike mense, en die berge is so mooi, dit is so lekker om in Clarence te bly. Dis 'n tegniek net om soort van bietjie aanklank te vind met die gehoor, die gehoor hom nie dink, wie's jy, jou inkomer? So, hy het hulle so 'n bietjie van 'n kompliment. Ek kan sien dat julle baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. So hier so 'n bietjie van 'n kompliment met 'n happie. Dis nou Moedersdag, so ek kan 'n moeders aanhaling of 'n voorbeeld gebruik. Partykeer sal die dame sê, "Ooh, jy lyk so pragtig. Jy laat hierdie ou rokkie van jou so mooi lyk." Is dit 'n kompliment of is dit dis wat Paulus doen? Sê, "Jong, julle is baie godsdienstig, maar ek sien julle is in onkunde. Want julle het 'n monument vir die onbekende God." Vir die Atheners was dit net om te sê, "Wel, ons neem alles in ag. Ons gaan nie iets uitlos." Paulus hak hulle daaraan vir die onbekende God. Dis A. Hy begin met 'n inleiding, bietjie vriendelike woorde, en dan wys hy hulle op hulle onkunde. Nou moet jy onthou nou, as jy saam met die wysste, slimste manne van die dorp staan en jy wys hulle op hulle onkunde, dan het jy hulle aandag voor hulle opspring en jou van die koppie afgooi. Vers 24. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, onkunde, verkondig ek aan julle. So ek kom vandag in julle onkunde vir julle iets niets sê wat julle nog nie gehoor het nie. Dis Atheners, wonderlik. Goeie inleiding. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Kom ons lees vers 25 ook. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem gee. Uit een mens, ja, kom ek stop daar. So kom ons hak net gou in, wat Paulus nou hier doen, as jy nou al die agtergrond intrek, is hy vat Joodse godsdiensttradisie, en hy vat Griekse godsdiensttradisie, wat van die wysgeere van Griekeland en die stoïsyne, vat hy so saam in 'n Bybelse verbintenis hier in die middel. So hy praat goed wat hulle hoor en wat sin maak, maar dan sit hy 'n ander hoek daarop. Hy is God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. God die skepper. Al twee tradisies praat van God die skepper. Met ander woorde, die een wat bokant alles is. God, die Here die Almagtige. Hy het alles wat daarin is gemaak. So ons is skepsels en alles wat hier rondom is skepsels. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Joodse tradisie, ons het die tempel, maar God bly nie daar nie. Ons gaan aanbid daar. Griekse tradisie, selfs in die paganistiese tradisie, God woon nie in tempels nie. Dis iets wat vir hulle bekend is. Sê hy vir hulle van die skepper God, sy God. Hy woon nie in tempels nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Met ander woorde, God is vergenoegsaam in homself. Hierdie God, wat hulle nie ken nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. In Engels sê in him we
breathe, we move and we have our being. Dis hy gee vir ons alles. So waarmee begin hy? Hy begin by die aanbidding van die ware God. Wat beteken dit? Dit beteken om God te sien vir wie hy is. As die almagtige, die gans andere, die skepper God, wat bokant alles staan wat ons kan dink of bid of kan oorredeneer. Vers 26. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Dis die kern van sy boodskap. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind, hy is nie ver van enige een van ons af nie. Dis die kruks van die saak. Julle het 'n onbekende God wat julle dink, ons ken hom nie, ons weet nie waar hy is nie. Hy is hier. Wie wat wil hy hê? Hy wil 'n verhouding met jou hê. Waar is hy? So naby aan jou as jy wat jy jou hand uitsteek. Partykeer moet jy dalk 'n bietjie rondtas as jy dink, maar hy's hier. Hy's in ons midde. Hy's nie weg nie. Hy is die God van hemel en aarde, die God, die gans andere, die almagtige. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Een van die mooiste stukkies retoriek in die Bybel. Lewe, beweeg en bestaan. In him we live, we move and we have our being. Hy's die alles. Hy's die almagtige. Of soos een van julle digters gesê het, ons stam ook van hom af. Haal hy 'n gedig aan van 'n Griekse wysgeer. Aratus. Aratus het so in 315 na Christus geleef. Voor Christus geleef. Ou Griekse digter. Haal hy 'n gedig aan wat hulle onmiddellik sal herken. Ons sê dit ook. Ons sê dit ook in ons storie. Nou kom hy terug by aanbidding. Wat is valse aanbidding? Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is. Dit is blootskepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. So, hoor julle die punt wat hy maak? Hier is die almagtige God. Dit is die onbekende wat julle nie van weet nie. Weet julle wat? Hy het ons geskep, hy het alles geskep, sodat ons 'n verhouding met hom kan wees. Met ander woorde, as ons 'n beeld maak of 'n ding maak wat ondergeskik is, as die skepsel van God 'n ding maak wat aanbid word, kan dit mos nie God wees. As God my geskep het en ek maak 'n ding, is daai ding mos onderkant my. Ek kan mos nie iets onderkant my aanbid nie. So hy is besig om 'n logiese argument met hulle te voer. Dis blootskeppinge van menslike vaardighede. Blootskeppinge van menslike vaardighede. En dan sluit hy sy preek af. Tyd van onkunde is verby. Vers 30. God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. Dis Jesus. Wat hy al verkondig van die sinagoge af deur die markplein tot by Areopagus. Deur 'n man wat hy uitgekies het as bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood uit laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag. Maar party het gesê, ons wil wie wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder andere was daar Dionysius, lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Sommige net 'n klein kantaantekening oor of vroue nou kan bedien in die kerk of nie, en of hulle nou kan leiding neem of nie. Hier word Damaris en Dionysius saam dieselfde asem genoem, as die eerste gelowiges van die Areopagus. 'n Wonderlike pad wat hy hulle opvat. Dis eintlik 'n voorbeeld van hoe mens met vreemdelinge die evangelie deel. Met die sentrum, hierdie God wil in verhouding met mense wees. Kom ons probeer vir onsself sê, wat beteken dit vandag in ons samekoms? Die eerste ding is, kom ek sê so, die boodskap is,
Hou rekening met God. Hy wil hê dat alle mense tot bekering moet kom, daagliks, aanvanklik en daagliks, en met hom rekening hou. Hy is hier, hy is met ons op pad. Ons kan nie leef asof hy nie bestaan nie. Dis sy punt. So die eerste gehoor van hierdie punt is kerkmense. Hy was by die sinagoge. Hy het met mense hieroor gepraat, en hy het oral waar hy gegaan het met die sinagoges gepraat. 'n boodskap van bekering vir kerkmense. Iemand vir wie dit belangrik is om aan 'n kerk te behoort, of 'n erediens by te woon, of deel van 'n kerk te wees. Dis iets wat jy nie kan vermy nie. Dat God 'n verhouding met jou wil hê. Dat hy nie maar net 'n item in jou lewe moet wees. Dat hy daagliks, weekliks, oomblik na oomblik saam met jou wil stap. Dat jy die rekeninge van jou belewenis van God elke dag van bewus is. Dis vir kerkmense. En dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Want hy sê, daar kom 'n dag wanneer God deur sy seun ons in die nuwe lewe gaan invat. Dit is slegte nuus vir iemand wat nie met God rekening hou. Wat vir God wil inpak as 'n tipe van 'n ietsie wat saam met jou op die reis gaan. Dis ietsie wat jy doen. Dis 'n stukkie van my lewe. Dis slegte nuus, want God sê, bekeer jou. Hou rekening met my, tree vir tree, daagliks in jou lewe. Jy kan nie maar net nou en dan aan God dink nie, sê Paulus. Hy sê ons moet van hom bewus bly. Die tweede ding wat ek dink logies uit die gesprek uitkom is, hierdie boodskap van Christus wat na die wêreld toe gekom het om vir mense in verhouding met God te stel, is vir alle mense, vir die hele wêreld. Hier praat hy met die Atheners en ander mense wat in Athene was, sê die teks. Dit is vir alle mense, dit is nie net vir Afrikaanse mense, of mense wat soos ek lyk nie, of mense wat, ek weet nie wat nie, mense wat na ons kerk toe kom. En dan moet jy jou voet op die terrein sit, voor ons met jou iets sal deel. Gelukkig het ons 'n dominee, hy praat so mooi. Ons hoef nie te veel daaroor bekommer uit nie. Dis vir alle mense. God reik uit na alle mense. God het 'n sending na die wêreld, Missio Dei, die sending van God, om hierdie boodskap van 'n nuwe verhouding met God by almal uit te kry. God is die skepper, hy het alles geskep. En sonde is nie net om 'n wetsoortreding te begaan, of iets te doen, sonde is om God te mis, vriende. Sonde is om nie rekening te hou met God nie. Vandat Jeanette my boekhouer is die afgelope 10 jaar, weet ek moet Jeanette rekening hou. Ek moet 'n logboek hê vir my motor. Anders betaal ek jare se belasting. Ek moet kan sê wat my mediese fonds betaling was vir jou. Ek hou rekening daarmee, want ek weet sy gaan dit vir my vra. En sy vra nie, sy sê nie vir my, ag Jan is alright, ons vat maar laas jaar se syfers, moenie worry nie. Ek moet rekening hou daarmee, want sy gaan dit vir my vra. Die wêreld, mense moet rekening hou met God, want hy gaan dit vra. Ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Hy is die skepper. Sonde is om God te verloor op die pad en in jou eie rigting te gaan. God is nie net die skepper van die aarde nie, hy is nie God van die natuur nie. Hy is ook God van die geskiedenis, van menslike gebeurtenisse, van dinge wat plaasvind elke dag. Hy is ook die God daarvan. Dis vir my lagwekkend partykeer, is ironies partykeer dat mense vir my sê, jong dominee, jy begin nou politiek praat, jong. Asof God niks te sê het oor die politiek nie. Natuurlik as ek een of ander party verteenwoordig, dan moet jy my by die ring aankla. Maar ek verteenwoordig Jesus in die politieke gesprek van die dag. Ek hou die politieke leiers wat hulle gesag by God kry, verantwoordelik vir dit wat God van hulle verwag. Jy het nie die gesag het nie jou toegekom omdat jy so oulik is nie. God het dit vir jou gegee. God het met daarmee jou op pad gegaan. En alles ons 'n sekulêre staat in Suid-Afrika waar God nie gedien word in die staat nie, hou ek en jy politieke leiers verantwoordelik
my plaaslike politieke leiers, verantwoordelik, op grond van die feit dat God hulle ook geskep het. Hierdie woord van bekering is vir alle mense. Nie net vir kerkmense nie. Want ons lewe deur God. Oor hierdie ding, dis nie net om God te bely nie. Gaan nie net oor jou belydenis nie. Dit gaan oor jou belewenis van God. Jy kan nie Sondag vir Sondag soos 'n ou wat diep onder die water swem opkom en 'n diep asemteug vat van God se teenwoordigheid en dan vir die res van die lewe van die week so leef met die asem wat jy Sondag gevat het en al hoe meer blou in jou gesig word en blouer in jou gesig word en daar's daar 'n radiostukkie wat opgekom het van Stefan Joubert, ek het dit dan geluister en die oggendgodsdienst het ek dan gehoor. Okay, ons leef so Sondag kan ons diep teevat van God se teenwoordigheid. Nee, hou rekening met God. Sit jou snorkel aan, kom op vir asem. Nie net bely nie, ook beleef. En laastens is dit ook 'n boodskap aan mense wat Jesus volg. Ja, jy kry kerkmense. Baie kerkmense volg Jesus. Baie kerkmense sê, Dominee, ek gee nie omdat jy Jesus aan my doen nie, maar ek doen nog nie Jesus aan myself. Dankie dat jy hier is. Dankie dat jy saamstap. Dankie dat ons met jou kan bedien. Dankie dat jy graag luister na 'n boodskap, dat jy deelneem. Dis great. Maar Jesus roep ons om hom te volg, om Jesus aan onsself te doen, om asemtaal in die week deur sy woord, om asemtaal in die week deur stil te word vir hom en sy teenwoordigheid te beleef. Jy dra nie jou belydenis soos 'n naamkaartjie nie. My naam is Jan, ek bely dat Jesus die Here is. Nee, jy dra jou belydenis soos 'n snorkel om asem te haal. Vir mense wat Jesus volg, is die roeping dat ons nie net hier is om mekaar warm te broei nie. Dat ons nie 'n begrafnisklub is wat mekaar begrawe tot er net een nou oorbly en dan kry jy 'n dominee om hom te begrawe en dan maak ons die deure toe nie. Ons is 'n lewegewende liggaam van Christus wat hierdie boodskap van bekering en van vernuwing aan die wêreld oordra. Dis 'n onvermydelike opdrag. Dit kom saam met jou verlossing. Jy kan besluit jy wil nie daarvan hoor nie. Jy's welkom. Maar dit beteken dit is nie jou opdrag. God roep ons. Die wêreld wag om te hoor van 'n verhouding met die lewende God. So waar jy jouself ook al vanoggend sien, is nie belangrik nie. Die uitnodiging kom van Athene af, 2000 jaar terug by Areopagus. Kom, hierdie God het gekom om ons in verhouding met hom te stel, sodat die wêreld kan glo. Dit is onvermydelik. Dit is uitasem. Ek kan nie net inasem nie. Want ek net inasem, gaan ek naderhand doodgaan. Want koolstofdioksied. Ek moet ook uitasem. Die lewe van Christus. Kom ons bid. Ag Here, ons sukkel om met U rekening te hou. Ek sukkel. Ek lewe lang tye van die dag asof U nie bestaan nie. Ek sukkel om van U bewus te bly. Partykeer as gevolg van my eie emosies ook, Here, dan raak ek moedeloos of opgewonde en ek vergeet dat Here dit U is wat saam met my daardeur staan. Partykeer raak ek negatief en ek dink die negativiteit is realiteit. Partykeer kyk ek na die nuus en ek lees al die goed wat mense sê en dan ervaar ek dit is die wêreld, maar Here, U sê vir ons nee, U is realiteit. Soos U vir die Atheners gesê het, U is die realiteit waarin ons leef. U wil met ons 'n verhouding hê. U wil vir ons lied maak. U wil vir ons roep om U te volg. En mag dit waar wees van hierdie geloofsfamilie. Mag hierdie tyd van Pinkster, Here, van Hemelvaart af Donderdag, deur na volgende Sondagoggend, mag dit 'n tyd wees waarin ons opnuut gekonfronteer word met hierdie wonderlike nuus dat God ons in 'n nuwe lewe wil inlei. Omdat hy saam met ons op pad wil wees. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.